Halleluja! So, alright julle, maar hartlik welkom aan almal van julle. Ek is baie dankbaar julle is hierso. En ja, ons is nou 'n bietjie min hierdie naweek was 'n koue naweek. Dis die eerste naweek dat ons regtig koud gekry het hier en hierso kry ons gewoonlik in die winter baie koud. As jy uitloop sal sien daar's 'n paar ontydige kosmosse wat daar opgekom het. In die winter gedink hierdie warm winter is dis nou lente. En toe verras gister en eergister hulle so 'n bietjie doodgryp. Alles ryp nogal hierso redelik. Dis hoekom jy net seile is en plasties is, want ons het die eerste jaar al ons plante verloor wat ons geplant het. Dit raak soos 'n super koud hierso. Daar's 'n verskil van 3 grade tussen hier en Zambesi se wegspring hieronder. So as dit hier 0 is, dan is dit daar 3. As dit hier -1 is, dan is dit daar 2, 3. So hierdie is regtig 'n koue plek, maar hier binne voel dit alright, so moenie te veel aansit nie. Julle sal oorleef, maar baie welkom aan almal van julle. Rand vir jou en Debbie, baie welkom. Ek is baie bly julle kom kuier ook vandag by ons. In die winter is dit maar altyd moeilik want daar's baie wat verkoues het en dit is skoolvakansie, so mense is weg en mense rus en almal het maar 'n verskoning, maar ek is baie bly julle sien, ek is baie bly julle twee geliefdes hier van Pretoria Noordse kant af is ook weer hier vandag, hoor. So die Here seën vir julle. Julle ry is net so 'n bietjie leeg, né? Julle moet 'n bietjie die ander aanspreek, hoor. So, ja, prys die Here. Goed julle, ons gaan net open en dan gaan ons 'n lied saam sing en daai eerste lied kan ons maar as jy geld het wat jy wil ingooi. Ons moet koffie en tee koop, ons moet water en ligte betaal, so jy kan maar 'n bydrae maak. Het iemand vir my gevra nou vir die bankrekening, so ek sal die bankrekening is op my foon. As iemand dit wil hê, kan ek dit vir julle gee. So moenie bekommerd wees daaroor nie. Ons sal wel aan die ander kant uitkom, maar ek gaan vra soms by die eerste lied net opstaan en dit voorkom ingooi. As jy iets sê het jy nou nie vandag geldjie gebring het nie, is dit nou nie die wêreld se einde nie. Maar doen maar soos dit vir jou goed is. Of jy kan dit ingooi as jy uitstap ook, net soos wat jy gelei voel. Kom ons bid saam en dan gaan ons saam sing. Ons gaan vandag sommer direk van die video's af sing. Net 'n bietjie rowwe naweek gehad of 'n rowwe week gehad. Hy's in die argitekwese so en as hulle groot kontrakte kry dan het hulle quite deadlines op daai goed en nou hy het vanoggend 3 uur vir my 'n boodskap gestuur en hy het nie 3 uur opgestaan nie. Hy het eers 3 uur te probeer hy nog die songs bymekaar sit en toe sê hy nou baie moeg. So ons gaan saam sing sommer direk van hier af. So ons gaan dit struktureer, ons gaan kyk hoe die Here vir ons vorentoe lei op dit. Maar kom ons staan en bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U die Here, ons God en Koning is. En Vader, daar is niemand soos U nie. En U het ook vanmôre, Here, met ons 'n woord gedeel, of wat U met ons wil deel, Here, is so relevant in die tyd waarin ons leef. En ook, Here, in ons eie lewe met betrekking tot omstandighede wat dikwels, Here, vir ons voel of dit buite beheer is. As ons kyk, Here, na alles in ons land en ons sien die dinge wat gebeur en dan het ons ook in ons hart baie vrae rondom dit, maar U gaan ook vandag, Here, vir ons help om dit te begryp en dit te verstaan en insig ten opsigte van dit te kry. En daarom wil ek vra, Here, dat U ons krag en sterkte en genade sal gee en dat U ook so vir ons sal laat deurbreek in die naam van Jesus. Here, spreek U deur U woord en help ons ook, Here, waar ons net sommer 'n paar liede gaan sing om U naam te eer en U te loof en U te aanbid. En Here, ek dank U dat U groot is en dat U goed is en dat U ons God is. Seën ons dan so saam, Here, en word U verheerlik in alles wat ons doen. En Here, ons dank U daarvoor en ons eer U en ons loof U, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Alraai julle, kom ons sing lekker saam tot eer van Jesus. Daar waar jy is, aanbid hom net. Vader, baie dankie dat ons hier kan wees. Terwyl ons dit sing, raak ons bewus van die prys wat U betaal het vir my sonde. U het die skeidsmuur kom afbreek sodat ons toegang tot 'n lewende God kan hê. Want daar is een middelaar tussen God en die mens en dit is die mens Christus Jesus. Dankie Here dat U hierdie prys ten volle betaal het toe U op aarde was. Dat U vir ons as 'n middelaar ingetree het as 'n hoëpriester om die offer te bring. En daardie offer is eenmaal gebring vir altyd. Nou kan elke mens wat glo in U
deur geloof tot ons hemelse Vader gaan en uitroep en sê, Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word in ons lewe, Here. Laat U koninkryk kom. Ja, Here, laat U wil geskied in elkeen van ons se lewe. Ons eer U en ons aanbid U en ons dank U, want daar is niemand anders soos U nie, Here. Ons loof U groot en wonderlike naam. Dankie dat U aan ons gedink het, Here. Daar by die kruis toe U sweet en bloed verander het. Here, toe U by die disippels gekom het en hulle aan die slaap was en daar nie een van hulle was wat U bygestaan het nie. Here, totdat U terugkom vir 'n tweede, derde keer en sê slaap maar voort, want my uur het gekom. En Here, toe het U geweet dat U gaan deur daardie dal van doodskade weer stap. U gaan daardie beker van bitterheid van sonde moet drink. En Here, U het dit gedrink en aan die einde roep U uit, dit is volbring. Dankie Here dat U, o God, vir ons verlossing van sonde en die opstanding uit die dood volbring het, want die dood kon U nie vashou nie, omdat U, Here, geen sonde gehad het nie. Ja, die Gees verlaat U, daarom roep U uit, my Vader, waarom het U my verlaat? Die oomblik toe die sonde van die wêreld op U kom, toe U as 'n sondebok vir ons intree in die woestyn ingestuur word, Here. Maar U is ook die lam van God, wat vir ons geslag is om ons toegang te gee tot ons hemelse Vader. Ons eer U daarvoor en ons loof U. Want Here, ek wil bid vanmôre dat U ook vir my sal berg onder die bloed en net spreek, Here, deur hierdie wonderlike woord wat U met ons wil deel vanmôre. Ek vra dit alles in Jesus se groot en verhewe naam. En die volk van die Here sê amen. Prys Here, baie dankie julle, julle kan gerus sit, hoor. Goed julle, baie welkom aan almal van julle. Ek gaan vir julle 'n skrif lees in die boek van Samuel, die 14de hoofstuk. Nou pastoor Marius het ons verlede week op hierdie selfde skrif bedien. So kom ons hoor wat sê hierdie gedeelte en ek gaan vir julle net 2 verse lees, vers 1 en vers 6. 1 Samuel 14 vers 1 en vers 6. En op 'n dag het Jonathan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom, ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne wat daar oorkant is. Maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie, vers 6. Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Tot sover die woord van die Here. Ek wil vanmôre, en ek het vir julle 'n temaatjie deurgestuur op die groep, en ouens wat se name of se nommers nie op die groep is nie, en dit wil op die groep hê, moet net vir my na die tyd sê, dat ek julle asseblief kan opsit. So ek het 'n temaatjie, of 'n tema, ek het terwyl laasweek se bediening aan die gang is, het die Here vir my hierdie woord gegee, en ek wil dit vanmôre by julle aflewer, want ek glo dis die tweede deel van hierdie boodskap. Hy sê, as ons weet, en dis maar die gedagte wat in my hart opgekom het, terwyl ek hier gesit het verlede week, as ons weet wat Jonathan geweet het, watter prys sal ons betaal? So as ons weet, hoor mooi, as ons weet wat Jonathan geweet het, watter prys sal ek bereid wees om te betaal? Ek weet nie of julle al agtergekom het nie, dat om God te dien kos 'n prys. Ons kan nie net God dien en aangaan met jou lewe soos dit was nie. Daar moet verandering, transformasie in jou lewe plaasvind, en daai transformasie kos 'n prys. En dit kan 'n duur prys kos, dit gaan altyd 'n duur prys kos, want hoe nader jy aan die Here kom en hoe meer jy van God wil hê, hoe meer gaan jy letterlik 'n prys betaal, want jy het die heeltyd hierdie konstante oorlog tussen die vlees en die gees. Want jou vlees, sê die Bybel, begeer teen die gees en jou gees begeer teen die vlees. So jy het 'n konstante konflik in jou innerlike mens om te doen wat reg is, om God te behaag, om hom te soek en te doen wat hy wil hê. Nou terwyl pastoor Marius verlede week op hierdie skrif bedien het, en hy het stil gestaan by 1 Samuel 14, wat hy ons bedien het op, het ek in my hart gevoel dat die Heilige Gees lei my om
om voort te bou op dit wat hy verlede week met julle geraak het. En julle, dit was 'n wonderlike boodskap. So as jy dit nog nie geluister het nie, ek dink dit sal seker op die Herbou se huisgroep is. Ek gaan in hierdie week gaan ek gaan maak disippels die gemeentegroep stig om die ouens dan af te filter vanaf die opleiding wat sonnaande, die Herbou se huis opleiding wat sonnaande plaasvind, om hulle dan oor te sit in die gemeente se groep in, want daar's baie ouens op daai groep wat party mense sit in ander dele van die land. Hulle sit in George en in Bloemfontein en in Witbank en oralster. En hulle gaan nie noodwendig nou by die groep van die gemeente inskakel nie. So ek gaan die groep split en skei. So ek gaan 'n WhatsApp uitsit en vra dat almal wat dan op die gemeentegroep wil kom, want ongelukkig is dit so en ek wil dit sommer hier van die kansel af sê, dat konstitusioneel, weet ons behoort aan of ons is onderhewig aan 'n denominasie, aan 'n organisasie wat oor die land is, waaraan ons verantwoording doen. Want ek het nie ek weet nie of jy al agtergekom het nie, baie van hierdie individuele ouens, hulle maak net wat hulle wil. En dit veroorsaak baie keer groot stryd en dit veroorsaak groot probleme, veral wanneer dit kom by finansiële dinge. En ook rondom bestuur en allerlei ander goed wat nie 'n goeie ding is nie. So baie van hierdie pastore binne gemeentes wat so al onafhanklik en alleen staan, daai ouens is nie verantwoordbaar teenoor iemand nie. So hy hoef aan niemand verantwoordelikheid te doen nie. En julle, dit kan nie so werk nie. Want daar's altyd iemand voor jou en daar's altyd iemand agter jou. So ons moet verantwoordbaar wees vir wat ons doen. Iemand soos my kan sê, hoorie, so jy's nou hier besig met nonsens. Moenie wag tot 'n pastorie is op die Sonkoerant se voorblad verskyn voordat jy nou aksie neem. En glo my, ek was al daar hoor. Ek 'n moderator van die nasionale kerk was ek daar. 5 dae aan mekaar het my foon onophoudelik gelei. Toe een van ons pastore en een van die tannies in die gemeente besluit het, hulle hou baie meer van mekaar as van mekaar se eie mans en se eie vrouens, en die twee het toe lekker gaan uit eet saam en allerlei goed begin saam doen. En totdat daar 'n gerug begin versprei word dat hulle twee is heeltemal te veel in mekaar se geselskap, en op die ou einde het hulle die son gehaal met al hulle manne-wales. So hulle het letterlik in die son gaan staan en hulle het nie gebrand nie. Hulle het ook gebrand, maar ek het ook gebrand. So mense, want ek moes daai gemors uitsorteer. En die verslaggewers was by my kantoor en allerhande goed het gebeur en ag, dit was net 'n ongemaklike tyd. So daar moet verantwoording gedoen word. So in een van die reëlings rondom dit is wanneer dit kom by finansies, daar moet kontrole wees, maar ook wanneer dit kom by lidmaatskap, moet daar 'n persoon moet te kenne gee, hoorie, ek wil 'n lidmaat van die gemeente wees. Julle ken almal die ou Poppy Ek storie. Nou julle, die bemarkingsouens steur hulle glad nie daarin nie. Maar in die kerk moet ons daaraan steur, en dit gaan oor jou persoonlike inligting. Ons gee dit uit vir niemand nie, so nie worry daaroor nie. Maar ek moet jou naam op 'n lys kan kry met 'n telefoon en dit moet ek dan op 'n manier kan beskerm deur die Poppy Ek. Maar wat belangrik is wat ons moet weet ook vanmôre is dat wanneer ons 'n gemeentevergadering het, wanneer ons nou wil besluit, hoorie, so ons wil hierdie huis hier langs aan koop, hy so 8 miljoen rand, dan kry ons hierdie mense wat nou hier sit by mekaar en sê, hoorie, ons gaan hierdie huis koop, ek hoop julle het genoeg geld daarvoor. En as julle almal sê, hoorie, ons koop hom, dan moet ek weet, okay, nee, julle het genoeg geld daarvoor, dan koop ons die ding. Dis nie 'n besluit wat ons alleen gaan neem nie, verstaan jy? So groot besluite word altyd deur die gemeente geneem, en eenmal in die jaar moet die jaar se finansiële state word voor die tyd uitgegee vir 21 dae voor die tyd, en daai state kan deur elke gemeentelid nagegaan word, en as daar 'n vraag is, kry jy genoeg tyd om daai vraag te vra. Weet wat daar aangaan, en as jy enige probleem het of wat ook al, as jy navraag wil hê, dan kan jy dit doen. So dit is 'n totale transparant aksie. Nou, was so Marius wat hier sit, hy was by 'n gemeente jare terug betrokke wat 'n groot gemeente was. En toe hy by ons bestuursraad betrokke raak, het hy altyd vir my gesê, "Jesus, ek kan nie glo dat julle so openlik oor geld nie." So ons moet dit reg bestuur. Daar's baie ander dinge wat ons ook moet reg bestuur. En ons moet sorg dat dit reg is. So as ek jou op 'n gemeentelys sit, moet jy skriftelik, het sy deur 'n WhatsApp. Ons gaan eintlik deur 'n nuwe lidmaatskap klas, maar ek gaan dit nou nie met julle doen nie. Gaan ons net op die lys sit, maar ouens wat voel, hoorie, so ek wil daaraan aan behoort. Daar is baie mense wat nou nie vanoggend hier is nie, wat verseker op die lys is, wat maar net moet sê, hoorie, so sit my op die ander lys, dat ek net 'n fisiese skriftelike, alles het 'n WhatsApp bewys het om dit te doen. So dit is maar waarby ons gaan. Maar terwyl Marius ons bedien het verlede week, toe in sy tema was letterlik geloof om vrees te oorwin. Nou verlede week het julle nou gehoor, almal het gereed gemaak nou vir die 30ste Junie, waar in besonder al die blanke mense uit die land verdryf gaan word, en dan al die buitelanders ook uit die land verdryf gaan word. Nou ek weet nie, ek was nogal bly om te sien, ek het vanmôre ge-worry hoor.
toe dit nou so 10 voor begin raak, en ek sien, hier's nie ander ouens wat lyk soos ek nie, te wonder, ek hoor, het hulle julle weggedryf en ons die gelos, wat gaan aan? Maar ek is baie bly, julle is nog hier, so, maar hy het spesifiek daaroor bedien, omdat dit vrees in mense se harte sit, julle. En is nie net by ons blanke mense nie, julle, dit sit vrees in 'n klomp mense, want niemand van ons is lus vir 'n burgeroorlog. So, ons wil nie daai pad loop nie. In 94 het die kerk baie ernstig gebid en die Here het hierdie kerk het Suid-Afrika gehelp, en van daai dag af help die Here steeds Suid-Afrika, alhoewel goed binne die regeringsvlakke baie verkeerd geloop het. Wat ons nou nie vanmôre wil op stil staan nie, maar sy roeping verlede week of sy bediening verlede week het gegaan oor geloof om vrees te oorwin. Nou die gedagte wat die Here in my hart gesit het ek opgesom in hierdie sin. As ons weet wat Jonatan geweet het, watter prys sal ek bereid wees om te betaal? Nou dit is 'n baie wye stelling. Wat het hy geweet? En dit het Marius nie verlede week gaan stil staan by nie, want jy kan nie al die inligting in een preek sit nie. So baie dankie Marius, want ek ook 'n preek vanoggend gehad hoor. So, ek gaan dit vanmôre met jou deel, want terwyl ek daar staan, het ek gevoel hoe die Heilige Gees met my werk en vir my iets van hierdie skrif wys. Want daar's een woord in hierdie skrif wat vir my 'n groot vraagteken oor hierdie gedeelte gesit. Nie 'n vraagteken of dit waar of nie waar is nie, 'n vraagteken hoekom daardie woord daar staan. Want ek weet nie of jy agtergekom het nie dat alles, daar's 'n skrif in die Bybel sê alles is deur God ingegee tot lering, tot teregwysing. Hier's niks in hierdie Bybel, moenie bekommer al sê wie vir jou wat van hierdie Bybel is korrek. Jy kan nie hierdie Bybel weer lê nie. Hoor dat ek jou nou sê, jy kan hom nie weer lê nie, want hierdie Bybel is waar. En ek en jy moet inval by dit wat die Bybel sê. So as ons by mense kom wat ander goed verkondig, dan moet 'n ou hulle of teregwys of 'n ou moet jou onttrek by dit, want dit gaan nie werk nie, want éventueel gaan dit jou geloofskade doen. So ek wil met jou praat oor wat het hy geweet? Wat was dit wat Jona geweet het in hierdie verhaal? Want hier's 'n kragtige geloofsdaad wat hier plaasvind wat amper, en ek gaan nou vir jou die perspektief gee van wat daar gebeur julle. Dan gaan jy mooi verstaan van in watter situasie was Jonatan gewees. So by die inleiding van verlede week se boodskap, en dis nou by Marius se boodskap, het hy gesê, en hy het verwys na Saul wat onder die granaatboom sit. Nou wie van julle wat hier was kan onthou, hy het onder die granaatboom gesit. Het julle dit geonthou? Okay. Hier was daar 2 wat dit sê, hulle onthou dit. Hy het onder die granaatboom gesit. En onseker was oor wat sy plan was, wat sy roete was. Hierdie ding blaas so 'n bietjie hierso op Manies, ek weet nie of 'n bietjie wil aftrek nie. Hy het skielik harder gegaan. So, verwys na Saul wat onder die granaatboom sit en onseker is van wat om te doen. So, hier is Saul, en Saul is die koning, gesalf deur die Here, Samuel het hom gesalf, en hier's 'n konfrontasie wat op hom wag. En Saul is nie seker wat hy moet doen nie. Om 'n eerlike waarheid te sê, hy het Samuel laat haal, ons gaan dit nou sien. Want Saul twyfel, en wat is die pad vorentoe? Hy sien wat voor hom is, en dit maak hom bekommerd. En hy wag. So, Marius het met ons gepraat oor die verskil tussen Saul wat sit en wag, en Jonatan wat opstaan en aksie neem. Nou julle, in die geloofslewe, wil ek vir jou vandag sê, jy kan nie sê jy het geloof, as jy nie eers begin aksie neem nie. Want geloof is die vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, toekomsgerig. Jy het dit nog nie gekry nie. Ek hoop hierdie huis gaan klaarkom. Ek hoop toe die ou daai R500.000 ons gesteel het, dat ons hierdie huis gaan klaar kry. Ek het hom nie gesien nie, het net 'n struktuur gestaan. So met ander woorde, geloof is die vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, maar dan draai daai vers en hy sê, dis 'n bewys. So, nou hoe kan jy, kom ek vra dit vir jou, wie van julle sal graag R1 miljoen wil hê oor 2 weke? Kom aan, is daar so iemand wat graag R1 miljoen wil hê oor 2 weke? Wie hoop vir R1 miljoen oor 2? Okay, ek kan nie vra wie hoop nie, want ek weet nie of julle hoop daarvoor nie, maar wie wil dit graag hê? Ons almal wil graag sou kan doen met 1 miljoen, né? Julle het nou 'n liedjie gesing. So almal sit daar. Maar nou kom jy en daar's 'n belofte. Nou nie 'n lotto belofte nie. Daar kom 'n belofte om te sê jy gaan R1 miljoen kry oor 'n week. So met ander woorde, het jy dit klaar in jou sak? Nee. Kan jy sê jy het dit? Nee.
Jy het net geloof dat jy dit gaan kry, maar nou sê hy, dis asof jy klaar 'n bewys het dat jy dit het. Dit is hoe geloof werk. Dit is alles toekomsgerig, dis goed wat nog moet gebeur, maar in jou hart en in jou gees is dit asof jy dit klaar ontvang het. Dit was waarop Abraham gestaan het. Hy het geglo, God gaan aan hom 'n seun gee, 'n verlosser, en God gaan aan hom 'n kind gee uit wie die verlosser kind gebore sou word, Genesis 3 vers 15. Want hy was kinderloos en hy was 75 jaar oud en sy vrou het nie kinders gehad nie, sy kon nie kinders hê nie. Maar op grond van God se woord het hy geloof dat dit sal plaasvind, nie dat hy dit al ontvang het nie, maar hy glo God asof hy dit reeds het. En daarom trek hy. So dit is hoe geloof werk. So Jonathan tree op binne die konsep van geloof en geloof het altyd aksie. So met ander woorde, jy moet doen wat die Here van jou verwag en jy moet doen wat jy kan doen binne jou vermoë en God toelaat om te doen binne God se vermoë. Want dis hoe geloof werk. Sy vermoë is altyd groter as ons vermoë. Ons sien dat hierdie geloofsdaad van Jonathan lei tot Israel se oorwinning oor die Filistyne. Ekskuus, ek net hierdie ding aftrek want hy blaas te veel hierson. Maar ek wil vanoggend hierdie oorwinnende verhaal van Jonathan so 'n bietjie inkleer. So ek wil vir jou so 'n bietjie verskillende kleure aan hierdie ding koppel, dat jy net 'n bietjie meer agtergrond kan kry geskiedkundig wat hier gebeur. Want die oomblik as ons so 'n bietjie perspektief het oor 'n saak, dan help dit my om te verstaan wat gebeur het en wat in 'n ou se kop aangegaan het, né? So ek wil dit vanmôre by julle los. Nou daar is 'n letterlike voorloop tot 1 Samuel 14. Daar's 'n kwaai voorloop tot van gebeure, hele voorloop van gebeure tot hierdie skrif, hierdie gedeelte, hierdie hoofstuk in 1 Samuel 14 wat ons vandag in perspektief moet kan sien wat aanleiding gegee het tot hierdie heldedaad van Jonathan. Want as jy dit nie gaan verstaan nie, gaan jy net in jou hart wonder, maar hoe het Jonathan tot daai aksie oorgegaan van wat hy daar gedoen het? Maar as jy die agtergrond ken, dan maak dit vir jou, dan is dit makliker om te verstaan wat is die perspektief. Jy weet, hoe het hy die goed ervaar? Hoe het hy dit gesien? Wat het hom aangespoor en hoe het hy aan die ander kant oorwinning gekry? En dis wat ek by jou wil los vanmôre. In 1 Samuel 13, net een hoofstuk voor dit, trek die Filistyne in oorlog op teen Israel. Nou die Bybel sê daar, dit was baie vroeg in die koningskaptyd van Saul. Saul is gesalf deur Samuel en dit was vroeg in sy tyd gewees wat hierdie dinge gebeur. Vir hierdie doel monster Saul 'n weermag. So die Filistyne trek op nou teen hierdie Saul wat relatief nuut in koningskap is en nou kom Saul en hy monster vir hom 'n weermag. Hy kry vir hom manne bymekaar om aan die Filistyne of teen die Filistyne weerstand te bied. En die Bybel sê hy kry 3000 manne om hom te help om in hierdie oorlog in te gaan. 3000, sê bietjie 3000. Julle moet daai getal onthou, né? So hy het 3000 manne. Hy vat 1000 van daai 3000 en hy gee dit vir Jonathan en hy sê vir Jonathan, "Oké, julle gaan soontoe, maar 2000 rand, die 2000 manne sal by my bly en hulle sal op die gebergte van Bethel gaan hulle beweeg." So met ander woorde, daar's 2000 ouens by Saul en 1000 ouens by Jonathan. Dit gee vir jou 'n totaal van 3000 mense. Vers 2 sê, en Saul het vir hom 3000 man uit Israel uitgesoek en by Saul was 2000 in Michmas en op die gebergte van Bethel en 1000 was by Jonathan in Gibea in Benjamin, maar die oorige manskappe het hy laat gaan, elkeen na sy tente toe. So met ander woorde, wat doen hy met die res van die manne? Want onthou, in die oorlog is hulle opgeroep, 3000 soek hy uit, wat heel waarskynlik geoefende manne was, maar hy stuur die ander manne huis toe, stuur in hulle tente toe, wat beteken hy stuur hulle letterlik huis toe. Okay. Dan sien ons in vers 3, sonder enige verdere detail. Daar's nie detail gegee van wat plaasgevind het en hoe dit gebeur het nie. Met ander woorde, hier's 'n stelling wat gemaak word wat ek en jy moet op voortbou in vers 3. Hy sê en Jonathan, nou moet jy onthou Jonathan is op 'n ander plek.
Hy het 1000 mense by hom, 1000 manne by hom. En Jonatan het die wagpos van die Filistyne verslaan wat in Geba was. En die Filistyne, en hierdie is 'n sleutel, het dit gehoor. So met ander woorde, wat doen Jonatan? Hy vat een van die wagposte aan met die 1000 man by hom wat by hom was, of hoeveel hy ook al gebruik het daarvan. Hy sal ook nie al 1000 gelyk gebruik het nie, want julle gaan nou sien hoekom. Maar hy verslaan daai wagpos in Geba. So met ander woorde, hy neem een van die wagposte oor van die Filistyne wat hulle in plek gesit het vir hierdie aanval wat op pad was om te gebeur, vir hierdie oorlog wat in plek was om te gebeur. Maar Jonatan tree klaar hierop en hy neem hierdie wagpos oor. Met ander woorde, die nuus van Jonatan se oorwinning. Nou sê hy en die Filistyne het dit gehoor. So die oomblik toe Jonatan daai wagpos verslaan, toe gebeur daar iets. Die nuus versprei. Waarheen? Die nuus versprei heel eerste na Israel toe en die nuus versprei tweedens na die Filistyne toe. So dit kan andersom ook nou gewees het, maar julle gaan nou sien hoekom sê ek nou eers Israel en dan die ander. So, met ander woorde, die nuus van Jonatan se oorwinning oor die wagpos van die Filistyne by Geba bereik die weermagkamp, en jy moet verstaan, 'n wagpos is nie die weermagkamp nie. 'n Wagpos was 'n klein komponent van hierdie weermag wat vooruit gestuur was, uitgesit was om die pad voortoe te maak en seker te maak dat die vyand nie naby die weermagmanne kom nie, né? Die hele army kom nie, so die hele weermag kom nie. Nou, hoe groot is 'n wagpos? 'n Wagpos was 'n groep soldate wat op 'n strategiese plek geplaas was, verder weg van die groter weermag af, om dit te bewaak en om 'n inval te keer waar die Filistyne bymekaar kom. So kan jy sien, daar's 'n wagpos gewees, en hierdie wagpos bestaan letterlik tussen 20 manne, dit hang af hoe strategies belangrik die plek was, en 100 mense. En hoe die moeilikheidsgraad van die vyand om by hulle verby te kom. So daai wagpos was daar gesit om wag te hou wanneer die vyand of wanneer hulle opponente sou inkom, sodat hulle terug kon gaan en vir die weermag sê, hierdie manne is op pad. Kan julle dit sien? En hier kom Jonatan, en wat doen Jonatan? Jonatan verslaan hy wagpos. So hy moes hulle oorval het, hy moes hulle uitgesorteer het. So luister mooi, moenie bekommerd, hier is nie die alarm, dis nie 'n demoon nie. So hy maak al lankal so, ons moet die ding regmaak een of ander tyd. So 'n wagpos is 'n groep van tussen 20 en 100 soldate, en daai plek van belangrikheid om dit te bewaak. En Jonatan verslaan dus nie, jy moet dit mooi verstaan, hy verslaan nie hier die weermag nie, hy verslaan hier net die wagpos. Okay? So daai konsep moet julle in julle kop kry. Hierdie nuus, hierdie wagpos wat hy bereik het, hierdie oorwinning wat Jonatan oor daardie vooraf opgestelde klomp wagte gehad het, bereik die ore van Israel. Hoe? Vers 3b. Daarop het Saul op die ramshoring laat blaas in die hele land om te sê. So daar was 'n manier om die ramshoring te blaas, sodat almal in Jerusalem, almal in Israel kon weet dat hierdie was 'n oorwinning, of hier is 'n oorwinning op die slagveld gehaal. Hulle het 'n manier, so, hulle het 'n oorlogsding gehad. As hulle daai wysie blaas, dan weet jy dis 'n oorwinnende ding, né? En nou kom Saul en hy stuur hierdie mense in met die ramshoring en hy blaas dit. Hy sê, laat die Hebreërs dit hoor. So wat wou Saul kommunikeer na die volk toe? Hy wou vir die volk sê, ons het die eerste veldslag gewen. Ons het die eerste wagpos verslaan. So met ander woorde, hy roem eintlik hier binne die kwessie, en hy sê nie dis Jonatan nie, hy laat die ramshorings blaas, nou is die koning, hy het die reg gehad om dit te doen, maar hy sê sy weermag het hierdie eerste deel van hierdie oorlog gewen. Okay, maar hy het nie verstaan wat gaan die effek wees nie. En dit moet ek en jy verstaan. So, hoor dit sê verder, in vers 4. En die hele Israel het hoor sê. Nou dis so 'n bietjie 'n snaakse konstruksie van 'n sin, dis bietjie, as jy nou die nuwe verklaring lees, gaan jy dit bietjie anders te sien. Dis nou die ou verklaring. Hy sê, en die hele Israel het hoor sê. Met ander woorde, die hele Israel het gehoor. As ons nou in plain Afrikaans praat. Wat het hulle gehoor? Saul het die wagpos van die Filistyne verslaan. So wat hoor Israel? Saul het hierdie keer
het hierdie aanslag gewen. Is julle by my? Okay. Maar kyk die inlassin, en dit tref my. Hy sê, die volk hoor, Israel hoor, Saul het hierdie eerste deel van die oorlog gewen, maar kyk as die inlassin, en ook. Met ander woorde, hulle hoor, die nuus wat hulle kry, is nie net die nuus van die oorwinning nie. Daar's ander nuus gepaard met dit. En dis hoekom dit in hierdie sin ingelas is hier. En ook, wat het hulle ook gehoor, of wat het hulle nog gehoor? En ook het Israel, hulle hoor ook, dat Israel homself gehaat gemaak het by die Filistyne. So wat veroorsaak daai aanslag van Jonatan, of daai oorwinning van Jonatan teen die wagpos? Nou haat die Filistyne nog hierdie klomp Israelies meer. Okay, is dit nie maar soos ons vandag ook daarbo gaan nie? Hulle haat hulle. Maar julle, daar's 'n effek. En dit is wat ons mis as ons nie hierdie goed verstaan nie. So hoor wat sê hy dan? Hy sê, so is dan die manskappe opgeroep agter Saul aan na Gilgal toe. So met ander woorde, die wagpos word ingeneem. Saul het op 'n ander plek met 2000 manne gesit. Nou trek Saul met die 2000 manne op na Jonatan toe om Jonatan by te staan in hierdie oorlog. Terwyl die ramshorings geblaas word in die stede, in Israel weet hulle het die eerste deel van die oorwinning gewen, maar nou is daar 'n effek, 'n nadraai van hierdie oorwinning wat plaasgevind het. Die Filistyne word bitterder en bitterder en bitterder teenoor hulle vyand wie Israel was. Het julle dit? Let op, wat is die reaksie van die Filistyne? En julle, ek lees dit en ek sidder toe ek dit lees. Hy sê vers 5, en die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg. Nou julle, hulle was klaar in 'n linie opgestel. Hulle was klaar in die gevegsterrein. Maar wat gebeur hier? Nou is daar 'n ander dimensie. Met ander woorde, dit wat daar was, wat die oorlog teen Israel sou voer, was waarskynlik onder daai koning genoeg om hierdie 3000 manne wat hier uitgepak is op Israel se kant om hulle uit te klee. Maar die oomblik toe hulle sien wat gebeur by die wagpos, toe kom daar 'n ander beweging na vore. En hoor wat sê vers 5, en die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg, dubbelpunt. So nou sê hy, nou gee hy vir jou 'n bietjie 'n beskrywing van hoe lyk hierdie weermag wat nou teen Israel tot stand kom. 3000 strydwaans. Hoeveel manne was Israel? 3000 voetsoldaatjies. 3000 strydwaans. Nou van die vertalers sê, of van die kommentare sê dat hier's 1-0 te veel. Die ouens wat dit oorgeskryf het, ongelukkig 1-0 te veel, maar ek worry nie daaroor nie. Dit staan daar. Kan God 300 strydwaans uitklee? Ja of nee? Kan hy 3000 strydwaans uitklee? Hy kan. Okay. So 3000 strydwaans. Nou dis nie al nie. Ek het laas met julle mos gepraat oor Satan se magsvertoon. Hy het mos altyd 'n magsvertoon. Betaal net 1 maand nie jou rekening, dan begin hy met sy magsvertoon. Okay? Ek weet dat julle is nou nie daar nie, want julle almal is baie geseënd en julle raak nooit agter met 'n doktersrekening of met 'n huisrekening of met watter rekening ook al nie. Raak dit agter met 1 huisrekening en kyk hoe bel hulle jou. Okay? Raak dit agter. Ek het al hoeveel mense by die gemeen kom aan sê, pastoor, ek weet ons word nou al so gedreig deur hierdie ouens want ek is agter my en hulle dreig my, hulle wil my kar vat, hulle wil my huis vat, hulle wil dit vat, hulle wil dit doen. Julle, dis 'n magsvertoon van die duiwel. Hy doen dit. Want dis die wêreld se stelsel. Hy het altyd hierdie groot wat doen die politiek in Suid-Afrika? Hulle kyk hoeveel mense met dieselfde klere hemp kan hulle op 'n stadion bymekaar sit. Hoekom? Want hulle wil hê ek en jy moet daarna kyk en ons moet nou skrik vir dit. Skrik God vir dit? Nee. Hier's 3000 strydwaans. 6000 perderyters. Buite die strydwaans 6000 perderyters. Voetgangers soos die sand van die seestrand. Nou hoe lyk daai ouens aan die ander kant? Dit wemel man.
Wie van julle het al by 'n muurnes gestaan en kyk hoe lyk hy mes, daai nes. Daai goed wemel. Okay? Jy gaan nie jou voet daarin sit nie. Hier sien jy letterlik wat was die effek van daai eerste wagpos wat Jonatan verslaan het, die stryd teen hom. En ek dink heel waarskynlik het hy so 'n bietjie 'n skuldgevoel gehad oor dit. Maar wat moes hy doen? Verstaan jy gaan nou sien wat is nog verder die effek van hierdie storie. Voetgangers soos die sand wat op die seestrand is, in menigte. En hulle het opgetrek en laar opgeslaan by Michmas, oos van Bet Aven. Let op hoe die situasie verander. Jonatan se oorwinning en Saul se reaksie ontlont 'n volskaalse oorlog tussen Israel en die Filistyne. 'n goed georganiseerde, want ek meen dit wat ek hier lees is 'n goed georganiseerde weermag. Okay? Hier's mechanics in hierdie weermag. Jy kan sien, ek praat nie van 'n ou wat 'n kar kan regmaak nie. Ek praat van hier's dinge in plek. Okay? So, 'n goed georganiseerde en goed toegeruste weermag neem stelling in om met 'n oormag en magsvertoon teen Israel se arme 3000 soldate te gaan staan. Nou julle, daai syfers wat ek jou daar gee en jy's 3000 aan die ander kant, hoe gaan jy voel? Jou broek gaan bewe, man. Want wat is die kans dat jy lewendig gaan uitkom? 0. Okay? So, daar was 'n groot vrees wat oor hierdie volk gekom het. Hierdie was nie net 'n gewone aanslag nie. En ek het gaan kyk, Josephus in Afrikaans nou, een van die ou kerkvaders, skryf oor hierdie spesifieke gedeelte die volgende woorde. Hy sê, en Josephus, is een van die kerkleiers, hy sê, this army was a host of foreign allies who joined the Phoenician armies in this war. So wat gebeur hier? Al die pelle van die koning van Assirië, van die Filistyne, al sy bondgenote kom saam. Dis hoekom daai syfer so wild lyk. So met ander woorde, hy mobiliseer nie net sy eie weermag nie. Hy mobiliseer al die bondgenote wat hy het teen Israel. En hierdie selfde prentjie sien ons vandag nog. Hoe hulle teen Israel mobiliseer met al hierdie bondgenote van lande wat teen Israel staan. Die grootsheid van die weermag en die omvang van die strydwaans was so groot dat vers 6 die volgende sê: toe die manne van Israel sien dat hulle in die nood is. So wat ervaar Israel? Dat hulle moeilikheid het, dat hulle in die nood is. Want die volk was in die noute gedruk. Kan jy sien, daar's weer 'n inlassin. Met ander woorde, toe die manne van Israel sien dat hulle in die nood is, maar dit is nie sterk genoeg gestel nie. Want die volk, hoor mooi, nie die weermag nie, want die volk was in die noute gedruk. So hierdie effek wat hier afspeel, het nie net die effek op daai weermag van Saul nie, dit het nou 'n effek op die bevolking wat binne in die land woon. So kan jy sien wat God vir ons sê vanmôre hier. Het hierdie chaos in Suid-Afrika nie ook 'n effek op my en jou nie? Ons moet die hele dag sekuriteit aanpas, jy moet die hele dag, jy bly nagte wakker en ure in die nag wakker om alles te kyk en seker te maak en al die goeders te doen wat jy kan doen, want onthou die Bybel sê waak en bid. So met ander woorde, jy moet doen wat jy kan doen en jy moet God vra om te doen wat hy sal kan doen, want hy kan enige doen. Okay. So hier kom die volk en hulle is in 'n noute gedruk. Het die volk weggekruip in spelonke, in doringbosse en in die rotse en in die grotte en in die kuile. So wat doen die volk? Wat doen die volk? Die Spar het geen werker nie. Pick n Pay se mense het almal gewaai. Daar's nie 'n busdiens nie, daar's gelukkig ook nie 'n taxi diens in hierdie geval nie. Okay, die ouens gee pad. Want hulle sien hierdie moeilikheid gaan hulle affekteer. En wat doen die volk? Hulle neem nie aksie nie. En julle gaan nou sien hoekom nie. Hulle kruip weg.
Want dit was vir hulle die enigste uitkoms om te vlug. Julle het ons dit nie in ons eie land ook ervaar nie. Hoe mense vlug uit die land uit, net suiwer omdat hulle nie 'n toekoms kan sien nie en vrees vir dit wat in hierdie land moontlik kan gebeur of gaan gebeur wat hulle dink hulle gaan gebeur. Dis nie wat ons sê wat gaan gebeur nie. OK? So hulle kruip weg in die kuile en die spilonke tussen die doring. Nou ja, ek wil tog toe ek dit lees dink ek vir myself, wie's nou 'n vrou met 'n babatjie? Nou moet sy in die doringbos gaan wegkruip. Hoe moeilik is dit om met 'n babatjie of 3 kinders binne in 'n doringbos in te gaan? Gaan loop 'n bietjie in die veld in 'n doringbos in, dan kyk jy. Maar hulle kruip weg daar. Hoekom? Want hulle het gedink daar gaan die vyand hulle nie sien nie. Hulle gaan hulle nie in die hande kry nie. So wat gebeur met Israel? Vrees oorval Israel. Pastoor, daar's jou boodskap van verlede week. Vrees oorval Israel en dit raak tot vir Saul. Want daar word hy verlede week bedien. So hierdie volk is bang. Hierdie volk kruip weg. Hierdie volk hardloop weg. Want hulle sien nie 'n uitkoms nie. Hulle weet, met dit wat hulle hier aan die ander kant sien, wat hulle hoor, was nie 'n manier nie. Hulle gaan dit nie maak nie. Die effek van dit alles is dat die 2000 manne wat by Saul gestaan het, so verklein dat daar net 600 oorbly. Ek hoop ek gaan dit, ek weet nie of ek dit hier geskryf het, ek weet nie. Ek dink ek het dit hier geskryf nie. Jy kan dit maar gaan lees. 600 1400 van sy 2000 manne retreat, vlug vir hierdie geweldige aanslag wat voor hulle lê. En waar kry jy hulle? In die spilonke, in die gate, in die doringbosse, saam met die hele volk waar hulle wegkruip. In hierdie tyd, toe Samuel sien wat hier gebeur, het hy vir Saul laat haal. Vir Samuel laat haal. Saul laat haal vir Samuel. Om te hoor by Samuel wat sê God. Vers 8. En Saul het 7 dae lank gewag, tot die tyd wat Samuel bepaal het. Wat sê daai sin vir jou? OK? Hier is die chaos hier voor ons. Hy laat vir Samuel haal. En wat sê Samuel vir Saul? Gee my 7 dae tyd, want ek moet dan by die Here hoor. En buite dit, ek moet daar by jou kom. OK? Daar's nie 'n Kwai Land Cruiser wat hy mee kan ry nie, want is Kwai gebergte, daai plek is baie onherbergsaam, met 'n Kwai berge en dis 'n rowwe terrein. Vir Samuel om by Saul te kom en vir Samuel om by God te hoor, sê Samuel, gee my 7 dae tyd. Nou julle, nou jy dink as jy in hierdie noute is, hoe voel 7 dae? OK, dit moet lank wees. Nou wag Saul vir 7 dae. En Saul het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het. Maar toe Samuel nie na Gilead kom nie. So wat gebeur met Samuel? Hy hak vas. Iets gebeur. Hy het gesê 7 dae en binne hierdie 7 dae kom Samuel nie. En ek glo Samuel was steeds betyds. Hy het net nie in die vroeë oggend gekom nie. Hy het waarskynlik laat in daai dag aangekom. Op die 7de dag. Maar hy was betyds, want sy woord sal sy eer gewees het. Kyk nou mooi. En Saul het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het, maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie, en die manskappe van hom af verstrooid begin raak, het Saul gesê, bring na my die brandoffers en die dankoffers, en hy het die brandoffers geoffer, en toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan. So het Samuel opgedaag? Ja. Wat doen Saul? Hy wag nie op God nie. Hy volg sy eie kop. Hy laat hom haal
Maar nou doen hy alles teenstrydig met die wet. En hy neem homself hierdie reg aan om as 'n priester op te tree terwyl hy die koning is, wat geen priesterlike hoedanigheidseienskappe gehad het nie, of reg gehad het nie. Wat moes hy doen? Hy moes wag. Okay? Want hy het mos nou sy vertroue in God gesit. So wat doen Samuel hier? Ag nie Samuel nie, Saul. Hy vertrou nie God tot op die einde nie. Hoeveel mense het ek in my lewe al gehoor? Ek het nou gebid en ek is nou klaar. Want die Here het my nou nie geantwoord nie. Die Here praat nie met my nie. Wie's ek en jy om God voor te skryf? Julle, en dit is nie net nou, dit gebeur al vir 36 jaar in my bediening, wat mense vir my die vraag vra, maar hoekom antwoord die Here my nie? Waar is God? God is daar. Hoe lank moet ek wag totdat God jou antwoord? Maar ons wag nie, want ons raak paniekerig en ons raak benoud in die omstandighede, in plaas van dat ons dit oorgee na die Here toe, en vir die Here sê, Here, hier is die probleem, sorteer U dit uit. Wat doen ons? Ons probeer hierdie probleem self uitsorteer. Dis presies wat Saul hier doen. Hy vat hierdie offers, hy bring hierdie offers, was geen effek nie, behalwe dat hy sy totale koningskap verloor. As gevolg van dit. Hoor, dit gaan gebeur verder. Israel, hy sê, kom ek lees dit net vir jou klaar daar. Hy sê, daarom moes al die Israeliete na die Filistyne afgaan, en kom ek wil nie die skrif vir jou in perspektief bring hierso. En Saul het 7 dae lank gewag, en die manskappe van hom het verstrooid geraak. Het Saul gesê, bring vir my die brandoffer en die dankoffer, en hy was net gereed om die brandoffer te bring, toe kom Samuel met eens daaraan, vers 11. Daarop vra Samuel, wat het jy nou gedoen? Kan jy sy moedeloosheid sien? Wat het jy nou gedoen? Hy het 'n woord vir Saul, maar hy kan nie die woord vir Saul gee nie, want Saul het homself gediskwalifiseer. Saul bring offers, wat slegs vir die priester beskore was om te doen, en sondig so teen God, omdat hy God se voorskrifte in sy eie reg verander as gevolg van sy hoogmoed en sy ongeloof. So wat gebeur hier? Hierdeur verloor Saul in persoon nie net sy reg om koning te wees nie, maar sy totale nageslag se reg om koningskap te aanvaar. So Saul se daad diskwalifiseer nie net hom nie, dit kwalifiseer sy hele nageslag. Want God sê vir hom, die koningskap sal van jou af weggevat word. Hoor wat sê hy hierso. Wat moet ek en jy verstaan, is die gebrek, of wat ons vanmôre moet verstaan, is die gebrek aan gereedheid, aan paraatheid aan die kant van Israel. Hulle was nie gereed vir so 'n aanslag nie. Hulle was nie gereed vir so tipe oorlog, so 'n volskaalse oorlog, so 'n magsvertoon nie. En jy gaan dit nou sien hoekom. Vers 9 of vers 19. En daar was geen smid te finde in die hele land Israel nie. Want die Filistyne het gesê, anders kan die Hebreërs swaarde of spiese maak, daarom moes al die Israeliete na die Filistyne afgaan, om elkeen sy kluitbreker, sy skoffelpik, of sy pik, sy vurk, of sy pik, of sy byl, of sy ploegskaar skerp te maak. So dikwels as wat dit stomp geword het. Vers 22. So het dit gekom dat daar in oorlogstyd geen swaard of spies te vind was in die hand van die manskappe nie. Wat doen die Filistyne? Hoor my mooi, dink nou 'n bietjie aan ons land. Wat doen die Filistyne met Israel? Hulle ontwapen hulle. Wat gebeur by ons? Presies dieselfde ding. Ek lees dit, ek dink, Here, hoe getrou is God nie in dit wat hy wil hê ons moet doen nie?
Die Filistyne onderdruk Israel vir jare al. En hulle is in 'n posisie wat daar's geen ambagsman wat ysterwerk, wat smeewerk kan doen nie, omdat hulle dwing om van hulle afhanklik te wees. En die oomblik toe hulle uittrek, is hierdie hele volk ontwapen. Hulle het nie 'n swaard nie. Hulle het nie, spesiaal in die Bybel sê, behalwe die manne wat by Jonathan en Saul was. Nou verstaan jy hoekom hy 3000 gekies. Want dit was die mense wat 'n wapen gehad het. Die ander mense het geen wapens gehad nie. So wat was die opsie vir daai mense? Kruip weg. Hoor jy wat ek sê? Kruip weg. Julle, dis radikaal. As mens hierdie goed lees, jy sien, onthou geskiedenis herhaal hom altyd. Hoe hierdie goed gebeur. Israel se paraatheid om weerstand te bied teen die vyand was 0. Daar was nie 'n manier nie. Hulle was onvoorbereid. Hulle het 'n tekort aan kundige ambagsmanne gehad. Is ons nie ook in die kerk onvoorbereid vir wat om ons aangaan nie? Ons kyk na Israel nou, is hulle voorbereid? Verseker. Maar hier sien jy, die kerk is onvoorbereid. Maar ons is nie net onvoorbereid nie, hulle het 'n tekort gehad aan ambagsmanne wat 'n spesifieke skill het. Het ons nie 'n tekort aan gebedswarriors nie? Het ons nie 'n tekort aan gebedsoorlogvoering nie in hierdie land nie? Want vra die kerk om te bid, dan sien jy hoe sukkel jy. En ek het dit verlede week ook gesê. Die kerk is pap, omdat die kerk nie bid nie. Ek praat nie van jou persoonlik gebed nie, ek praat van 'n korporatiewe, kollektiewe gebed, waar ons saamstem, want waar 2 van julle saamstem oor enige saak, dit sal julle te beurt val. Ek het vir 10 jaar probeer om die predikante in die noorde van Pretoria bymekaar te bring om te bid. Ek kon dit letterlik vir 2 jaar regkry. Daarna het dit gespat. Elkeen in sy eie rigting. Die moeilikste ding binne die kerk is om gebedsambagsmanne te kry wat die swaarde kan skerp maak en die pikke kan skerp maak en swaarde kan maak, messe kan maak en oorlogswapens te kan maak vir wat ek en jy nodig het om die weerstand te bied teen hierdie vyand. En julle tyd is ons grootste vyand. Want wie vat jou tyd? Jou werk. Ons werke. Ons busyness. En dis nie net veel nie, dis vir die predikant ook. Weet julle hoe vol is predikante se dagboeke met allerhande goed? En nou dink ek sommer net aan 'n skrif wat die Here my hart opbring. In die boek van Handelinge, in die 6de hoofstuk, kom daar 'n argument tussen die Grieksprekende Jode of die Grieksprekende kerkgang, die Grieksprekende Christene en die Jode. En hulle vra vir hulle, hoekom gee julle net vir die Joodse weduwees kos en nie vir die Griekse vrouens ook nie? Wat sê Peter? In die Bybel sê, en die apostels het bymekaar gekom oor hierdie nodige saak te praat. Toe kom hulle bymekaar en hulle sê, stel vir ons 7 manne aan met 'n goeie getuienis. Om wat te doen? Om te sorg dat al die weduwees in die kerk van Jesus, ongeag wat se bevolkingsgroep, versorg is. Maar dan maak daai vers aan die einde van daai vers 'n kragtige stelling. Maar ons, die apostels, ons sal 2 dinge doen. Ons sal bid en die woord bedien. Het julle dit al gelees? Hulle bemoei hulle nie met die algemene management van goed nie. Hulle bemoei hulle met tyd met God en tyd in die woord.
en die bediening van die woord. Dis wat hulle gedoen het. In vandag se wêreld geld dit nie meer nie. Want almal is besig met so baie dinge. Dit is die agtergrond waarin Jonatan hier gesit het. Dis wat hy geweet het. Die Filistyne het Israel vir 'n geruime tyd verdruk. Hy het geweet Israel was vreesbevange en vlug en kruip weg, omdat hulle geen uitkoms vir hierdie situasie kan sien nie. Hy het geweet daar is nie wapens om hulle self te verdedig binne die volk nie. En hier sit Saul met 'n handjie vol soldate en Jonatan weet dit. Die mense het al van hom af weggetrek. En Saul is feitelik alleen, hy het 600 mense by hom. En hier sit hy en hy wag vir Samuel om te kom. En wat gebeur in Saul se hart? Hy word al meer paniekerig. Julle het al agtergekom as daar 'n deadline is. Hoe paniekerig kan 'n ou raak? Jare gelede het ons 'n restaurant begin, nie die een wat ek in Sunnyside gehad nie, ons het op 'n stadium, ek was in die bediening, te begin ons 'n restaurant daar by daai groot sparra aan Nina Park. En ons het geld in die plek ingesit en die voete was in die begin baie min daar. Ons gesukkel om daai ding aan die gang te kry en éventueel, jy sluit 'n 5 jaar kontrak en ek weet nie of julle weet hoe werk hierdie landlords nie. As jy 'n 5 jaar kontrak met 'n landlord sluit, is daar nie 'n uitkomkans uit daai ding uit nie. Jy sal daai volle huur betaal oor 5 jaar gaan jy betaal. En éventueel kom ons op 'n plek wat ons die ding moet toemaak. En ek gaan sien die landlord en ek gaan sien die prokureur. En ek sê vir hom, daar's geen manier dat ek hierdie, toe ons 3 jaar daar, ons het seker nog 2 jaar oor, dat ek daai 2 jaar se geld kan betaal nie, kan nie. En die prokureur praat met die landlord en hy sê vir hom, okay, kom dit ooreen. Hy sê, goed, gee my R60,000. Dis jou deadline. Dan onthef ek jou van die kontrak. En ek aanvaar dit wat ek het geweet, dis die beste offer wat ek gaan kry. Anders gaan dit my baie meer geld as dit kos, en ek het dit nie. En ek vat daai saak na die Here toe, en ons begin bid daaroor. En ek vra vir die Here, Here, wat is die uitkoms hier? Want God met 'n plan hê. Al het ek droog gemaak, hy het nog steeds 'n plan. Okay, ek weet julle maak dit droog nie, maar as ek droog maak, hy het 'n plan, né? Okay. En ek bid en ek soek die Here se aangesig, maar soos in ernstig. Ek vas en ek bid daaroor. Want ek moet R60,000 bymekaar kry en ek dink ek het 3 maande tyd gehad. En op 'n dag, toe ry ek net, toe was ek by my pa en my pa was so 'n bietjie vervreem van die hele familie. En goed het nie goed met hom gegaan nie en ek het net hier in my hart, hy het 'n vreeslike hart vir kinders gehad. As kinders sukkel, dit was vir hom baie baie sleg. Hy wil hulle net help. En as mense arm is en hulle sukkel, hy wil hulle net help. En dit kom net in my hart op, gaan kry 'n plek vir hom in 'n goedkoop area waar daar baie kinders is wat nie kos het nie en mense is wat sukkel en kyk of ek nie 'n huis daar kan koop. En my pa daar sit, laat hy daar bly terwyl ons dan 'n sopkombuis of 'n ding van daar af ran. En ek het seker so in daardie tyd wat ek gevoel het, dis wat ek moet doen, ry ek rond en ek vat 'n dag en ek gaan ry deur sekere dele van Pretoria Noord en ek gaan kyk en ek sien hier's 'n eiendom wat kan werk, maar ek hoor die eiendom is te duur, ek gaan nooit kwalifiseer vir daai eiendom nie. En ek ry so op een hoek om. En hier's 'n veilingbord op 'n huis. En ek kyk so na die huis, ek sien hierdie huis het 'n splinternuwe dak op. En ek vat die datum van die veiling en die tyd. En die dag toe dit nou aanbreek, ek los dit toe nou, want ek sê Here nee, ek gaan nie hierdie kite kan laat vlieg nie. Ek kan nie 'n huis gaan koop, daar's nie 'n manier nie. Maar die dag toe die veiling aanbreek, weet daai jaar het ons nog met 'n gewone dagboek gewerk, ons het nie die selfoon goed gehad nie. Besluit ek gaan net na daai veiling toe ry, ek wil kyk wat daar gebeur. Want hoekom daai dag het die Here vir my daai veiling gewys? En ek stap aan, daar's net 8 mense.
En die ene ou onthou ek nog het 'n blou overall aangaan. Ek dink myself ook in hierdie ou gaan nie geld om hierdie huis te koop nie, want hy lyk my soos 'n gewone mechanic wat sommer in sy agterjaard werk. En hier staan 8 mense en ek stap daar in net om te kyk wat gebeur. Ek registreer nie eens nie. Want jy weet mos, ek weet nie of jy al by 'n veiling was, jy moet voor die tyd registreer, jy moet 'n deposito betaal. Ek doen niks. Ek stap nie daarin. Want ek wil eintlik maar net sien wat gebeur. En hier begin hierdie ou B. Of hy begin die bot oopmaak. En hy begin sommer hier by 200.000. En dit gaan af en 'n ou maak hierdie aanbod oop op 20.000. En die ou sê, hoor jy, raas jou kop. As jy 'n manier dat jy maar so 20.000 kan begin nie, hy sê, vat my offer, jy het nog nie 'n offer nie, vat my offer en begin daar. En daar's 2 ouens wat teen mekaar bied, dis 'n man en 'n vrou en 'n man en 'n vrou, so dis 4. Hier staan ek en dan is daar nog so 2 of 3 ander ouens, wat maar net daar rondhang soos ek. En toe hulle hier so by 40.000 kom, toe sien ek hierdie een ou gaan uitval. Want ek was baie in my lewe op veilings, ek weet hoe dit werk. Ek dog nou, want hierdie is 'n doodsboedel, is 'n boedelveiling. So is nie 'n bankveiling, is 'n boedelveiling. En die ou gaan nog so 'n bietjie aan, ek sien ook nie sy asem is uit. En dit is hier iets so op 45. Ek steek my hand op, ek sê 55. Stamp sommer daai ding een slag hard. En die ander ou kyk my so en half skielik, weet, ek het nie sy kaartjie in my hand nie. En die ou vat, weet, hy vat die 55. En die ander ou gaan op, letterlik met R1000. Toe weet ek, hy gaan nie lank aanhou nie. Op 63.000 toe slaan die bot op my toe. En almal loop nou en hier kom die afslaer na my toe. Hy sê, okay nee, jy moet nou 15% betaal of wat dit ook al, 10% plus die kommissie gee ek. Ek sê, hoor, ek het nie sy chequeboekie nie. Hy vloek net so lank knoop. Hy sê, hoe koop jy 'n eiendom? Jy het nie eens 'n chequeboekie, jy het nie eens 'n deposito betaal nie. Hy kyk, hy sê, jy het eens geregistreer, ek sê, ek het nie. Ek sê, die Here het my na toe gestuur. Ek sê, maar gee my net tot vanmiddag 4:00 tyd. Dan sal ek hierdie huis koop. 4:00 daai middag, toe het ek in 'n vennootskap met my neef gegaan om koop 'n huis. Ek dink R64.000. Die dag en datum wat my datum verval, om daai 60.000 in te betaal. Toe word daai huis geregistreer. Toe het ek hom verkoop, reggemaak bietjie en verkoop. En ons maak al R120.000 wins op daai huis en ek gee 50% vir my neef en ek vat 50%. En ek vat daai geld net soos daar is en ek gaan lewer dit by die prokureur af. Ek sê, hier is jou geld. Is dit nie God nie? Presies die regte bedrag. Maar ek moes op God wag. En Saul wag nie op die Here nie. Let op wat doen Jona, vers 1 van hoofstuk 14. En op 'n dag het Jonatan, die seun van Saul, aan sy draer gesê, kom ons gaan na die wagpos van die Filistyne, wat daar oorkant is. Maar aan sy vader het hy niks te kenne gegee. Hy kan nie vir sy vader iets sê, want sy vader sou gesê het, nee, hy is die koning, dan moet ek doen wat die vader sê, so hy bly stil, hy doen dit nie. En nou wil ek vir jou lees wat gebeur in 1 Samuel 14. Vers 2 tot 6. En Saul het gesit op die grens van Gibea onder die granaatboom wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. En Ahia, die seun van Ahitub, die broer van Ikabod, die seun van Phinehas, die seun van Eli, die priester van die Here in Silo, het die skouerkleed gedra. Maar die manskappe het nie geweet dat Jonatan weggegaan het nie. Nou was daar tussen die passe waar Jonatan wou deurgegaan het na die wagpos van die Filistyne, 'n spitsrots oorkant en 'n spitsrots diskant. En die naam van die een was Boses, en Boses beteken shiny. En die naam van die ander was Sine, wat beteken thorny. Die een spits staan soos 'n pilaar noord teenoor Migmas en die ander een suid teenoor Geba. Jonatan dan het aan sy dienaar wat sy wapens dra gesê, kom, ons gaan oor na die wagpos van hierdie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering, of daar baie en of daar min is nie. Hoor dit staan hier so. Wat sê hy vir sy wapendraer? Miskien sal die Here vir ons optree.
Wat beteken die woord miskien? Is miskien geloof of ongeloof? Miskien sal die Here vir ons optree. Hy sê nie die Here gaan vir ons optree nie. Met ander woorde, daar is 'n twyfel, nie 'n geloofstwyfel nie, maar daar is iets by Jonatan wat maak dat hy die woord gebruik. En wat is daai iets? Jonatan het gehoor wat Samuel vir Saul sê, dat ek het 'n man na my hart gesoek en hy sal koning oor Israel word. En Jonatan het nie geweet of God nog bereid is na sy pa se sonde om hulle geslag te help om hierdie oorwinning te wen nie. Maar wat doen Jonatan? Hy sê, Here, hy sê vir sy dienaar, laat ons uittrek. Miskien sal die Here my genade gee. Wat doen hy dienaar? Doen net wat in jou hart is. Doen net wat in jou hart is. Ek is met jou. Ek het 'n prentjie geprint van hoe daai omgewing lyk. Julle kan na die tyd hier kom kyk. Dit lyk so. Daai twee berge, daai twee spitsheuwels het 'n kloof, het 'n toegangspad gevind na die kant van die Filistyne toe. Aan die een kant was by hulle en die ander kant was by die Filistyne. En hulle moes deur daardie droë loop van daai rivier gaan om by die Filistyne aan die ander kant uit te kom. En hulle twee besluit, man alleen. Hoekom? Want hy sê vir sy dienaar, by God is dit, maak dit nie saak of ons baie, of ons min is nie. Hoekom sê hy dit? Hy het die verhaal van Gideon geken. Want wat doen God met Gideon? 135.000 mense in 'n weermag van die Midianiete staan teenoor Gideon. En die Here sê vir Gideon, sif hulle. En éventueel is daar 1000 man wat hy vat, en hy sê, Here, hier's nou 1000 man. Wat sê die Here vir hom? Dis nog te veel. Vat hulle water toe. En die een wat soos 'n hond die water uit oplek, los jy. Die een wat op sy knieë staan en waaksaam is, water skep en drink, vat hulle. En hy tel hulle 300 man. En Jonatan weet, hier. As ek nie hier aksie neem in geloof nie, is my volk weg. Maar Jonatan het die verbond van God met Abraham geken. En Jonatan weet, as Israel verslaan word, vernietig word, lê God se verbond skade. En wat doen hy? Hy besluit, omdat hy die toestand van Israel ken, omdat hy weet wat is die agtergrond waarin hulle is, omdat hy die verdrukking verstaan waardeur hulle kom, besluit Jonatan, ek is bereid om my lewe te gee, as God my nie help nie. Maar ek moet iets doen. Wat 'n prys was hy bereid om te betaal? Sy lewe. Maar wat doen hy? Daarmee sluit ek af. Wat doen Gideon toe die Here hom roep? Hy vat 'n ou velletjie en hy sit hom op en hy sê, Here, as alles nat is om hierdie velletjie môre en hierdie velletjie is droog, dan weet ek jy praat met my.
En die Here doen dit presies so. En hy kom by die velletjie en is presies so. En wat doen Gideon? Nee, ek is nog nie seker nie. Here, môre, laat die velletjie nat wees en alles om hom droog. En hy doen dit. En Gideon weet, God is met hom. Wat doen Jonathan? Dis hoekom hy Gideon, dis hoekom ek vir jou sê, hy het Gideon gebruik. Hy sê vir sy wapendraer, dit sal ons teken wees. Ons loop hier onder in hierdie sloot. En wanneer ons daar by daai wagpos is bo op hy koppie daarbo, hy's bo op hy spits. Dis kraanse hier op. Dis kraanse, loodreg kraanse daarop. Die kant en die kant. As hulle vir ons sê, klim op hierheen, dan weet ons God gee hulle in ons hande. Maar as hulle vir ons sê, ons kom af na julle toe, wat doen hy? Wat sê hy dan? Nee. Ek het ook so gedog. Hy sê, dan staan jy op jou standplek. Want dan gaan ek God steeds vertrou. Maar ek is bereid om my lewe te gee. En hier loop hulle deur hy droë loop. En hier sien die klomp ouens hier van bo af, want daar's 'n hele wagpos daarbo. 20, 100 ouens, ons weet nie hoeveel nie. En hulle kyk af, en wat skreeu hulle? Hier's die Hebreërs, hulle kom uit hulle gate uit, hulle kom uit hulle rotse uit, hulle kom uit al hulle spilonke uit. Hier's hulle hier voor ons. Dis net 2, maar hier's hulle hier voor ons. Kom op hierdie en dan wys ons julle, ons leer julle 'n les. Dis wat staan, hy sê ons leer julle 'n les. Hy gaan nie 'n les wees nie. Hy gaan sy kop afkap. Maar kom op hierheen. En Jonathan kyk na sy wapendraer. Hy sê vir hom, "Sjap. Die Here is met ons, dis ons teken." Nou moet hulle opklim teen daai rots. En dis nie maklik nie. Maar terwyl hulle opklim, toe hulle voete bo sit, toe verslaan hulle die eerste 20 man tussen hulle twee. Hy veg vorentoe en almal wat van agteraf kom, rug teen rug staan hy in die wapendraer. Verslaan hulle 20 man. So vinger alleen, hulle twee. Die Bybel sê op 'n aanvoer van 'n lappie. Ek weet nie of julle dit al gelees het nie. Wat se ding is 'n aanvoersel van 'n lappie grond? Die letterlike verklaring daar is wanneer jy 'n ploeg in droë grond insit en daai os beer vorentoe, dring daai ploeg binne in die grond in en soos wat daai os trek, skeer hy hierdie grond van agter af vorentoe oop. En so het hierdie twee deur daai weermag oopgeskeer met die krag van die Heilige Gees om alles wat voor hulle is weg te vat. En die Bybel sê, en daar het 'n verstrooiing gekom en daar het 'n verbaasdheid gekom. En weet jy wat doen die Here? Hy stuur 'n aardbewing. Het jy daai gelees, Marius? Die Bybel sê hy skud die aarde. En skielik vergesel God hulle bonatuurlik met 'n aardbewing. En dit is so groot verwarring dat hulle mekaar naderhand doodmaak. En ek het vir myself gewonder, hoe het hulle mekaar dan doodgemaak en dan dieselfde tipe klere aan? Almal moet ons weet, hoor, hierdie is my pellie hierdie. Dis daai verskillende weermagte wat daar by mekaar was. Kan jy sien, hulle het nie meer geweet wie is Israel en wie is vyand en wie. God stuur 'n totale verwarring en hy klee daai hele weermag uit en God kom en hy gee vir hulle een van die grootste oorwinnings in Saul se lewe, maar deur die geloof van Jonathan. Hoekom? Want God het 'n verbond gehad met sy volk. As ek en jy weet wat Jonathan geweet het, wat 'n prys is ek bereid om te betaal? Ons sien ons volk kruip weg. Ons sien ons volk vlug. Ons sien vir 30 jaar al 'n verdrukking. Ons sien die chaos om ons. Maar wat doen ons? Sit onder die granaatboom. Paniekerig en wag. En as die Here nou nie antwoord nie, dan vat ons sommer nou goed in ons eie hande.
Want skielik begin ons mense loop. Ons weermag raak kleiner, as net 600 oor. Terwyl die kerk van Christus die vermoë het om die toestand in hierdie land te draai. En dis waar ons moet uitkom. Maar dit gaan kos 'n prys. Julle, ons is al 'n jaar besig, meer as 'n jaar hier op hierdie grond besig met 'n disippelskapskool. Elke liewe week moet ek lesings voorberei vir dit. Elke liewe week print ek die boeke. Elke week kom sluit ek oop, kom sluit ek toe. Elke week vra ek vir mense, bring melk, bring koffie, bring dit. Hoekom? Want ek weet dat ek weet. God wil iets hier doen. En hy wil ons gebruik om dit te doen. Ons gaan binnekort Eersterus toe om Herbou se huis daar aan te bied. Ek wil God vertrou vir 'n deurbraak in Eersterus. Want ek wil 'n netwerk van mense opbou met wie ek dit kan deel. Kom ons staan in geloof. Ons buig voor God. Hierdie kerk moet oop wees. Ek wens eintlik dag en nag dat mense kan inkom om hier na God te kom soek vir Suid-Afrika. Ek verwag dat God iets gaan doen. Dis hoekom julle mense sê vir my, as jy mal in jou kop om daai kerk te verruil vir hierdie een. Nee, ek is nie mal in my kop nie. Ek wil net nou doen wat God wil hê ek moet doen. En ek weet dat ek weet, God gaan dit doen. Ons moet net oorgee, bereid wees om alles prys te gee. So ek wil jou vra, kom met 'n aanbidding. As jy vanmôre voel, Here, ons het 'n werk om te doen. Ek kyk na my land en ek sien hoe hulle wegkruip, hoe hulle hardloop. Maar ek gaan aksie neem. Dan wil ek vir jou vra, staan op jou voete, dan maar bid jy saam met my hierdie Here. Here, ons wil vanmôre vir u sê, u is 'n groot magsvertoon voor ons. U is 'n onmoontlike saak, menslik gesproke, voor ons om alles wat in hierdie land skeef geloop het, Here, reg te trek. Maar vanmôre wil ons, soos Jonathan sê, wat aan sy wapendraer sê, by God maak dit nie saak of ons baie of ons min is nie. Hy soek net 'n persoon wat bereid is om uit te stap in geloof. En die miskien wat Jonathan hier gebruik, is nie omdat hy enigsins twyfel aan u nie. Dis omdat hy wonder of die woord wat Samuel aan sy vader gegee het, want op 'n ander plek sê hy, dat my vader stort hierdie volk in die ongeluk. En Here, ek wil bid, as soveel manne in hierdie land wat hulle gesinne in die ongeluk stort, omdat hulle God nie voluit dien nie. Hulle kom hulle gesinne te na, omdat hulle nie by die Here uitkom en wil uitkom nie. En ek wil bid in hierdie oggenduur dat U ons sal help om verantwoordelikheidsin te kry vir dit wat U nou in hierdie land wil doen. Here, in hierdie week het daar 'n profetiese woord aangestuur deur Jan Viljoen, wat een of ander swart man met 'n profetiese gawe spreek en sê dat in Pretoria gaan God mense gebruik. En Here, daar is sekere dinge daar wat
Mens weet maar nie altyd hoe die goed werk nie. Maar al wat ek weet is, Here, hierdie is die hoofstad van ons land. Van hier af kan ons die hele Suid-Afrika bereik binne 'n bestek van 'n kort tyd. Daarom wil ek bid, breek die deur in ons midde, Here. Help ons waar ons maar woensdaande nou bymekaar kom om te bid, dat daardie gebedgroep sal groei, Here, soos in die dae van die Layman's Revival in 1857. Waar een man besluit het, hy gaan mense mobiliseer om te bid, en by die eerste biduur was daar net 5 mense wat opgedaag het. Maar éventueel, Here, het hulle 20.000 mense per week gedoop. En op 'n dag was daar oor 100.000 mense in gebed, selfs in die strate in hulle etenstye. Kerke het tot oorlopends toe vol geword, en mense het na die predikers toe gegaan en gesê, wat kan ons doen om in die kerk vir God iets te doen? Ek wil bid, Here, sal U alle kerkgroei strategie omverwerp met die krag van U Gees, sodat die kerk sal verstaan en sal weet, dan moet 'n gerig van God in ons midde versprei word, sodat die wêreld tot bekering kan kom. Bereik U doel in ons midde, Here. Is my gebed in Jesus naam. En Here, ek wil bid vir Dinsdag se vergadering. Ek wil vra dat U, Here, ons sal help waar ons sekere besluite moet neem rondom lewende waters, my betrokkenheid daar en hoe goed gaan werk. Dat U voor ons sal uitstap en sal doen wat U wil doen. Want Here, die tyd het aangebreek dat ons hier moet kom om op God te wag, in Jesus naam. Verdaag ons in die liefde, en bring ons volgende week, Here, bymekaar en help ons om mense te nooi om te kom. Here, dat hulle deel van dit kan word wat God wil doen. Ek vra dit alles in die naam wat ons liefhet, Jesus Christus. Amen. Gaan in sy vrede en liefde, en die Here bless jou. En as jy na hierdie ou prentjie wil kyk, is interessant, so 'n bietjie dowwerig, maar kyk maar wat daar aangaan, net terwyl van jou eie